vandag of jy alleen staan? Voel jy of die wêreld jou huis, jou gesin, jouself, jou familie net so gelos het? Ek sê vir jou vandag, jy is nie alleen nie. Jy is nie vergete nie. Jy dra 'n naam, jy dra 'n roeping, jy dra 'n identiteit wat niemand van jou kan wegneem nie. Dalk is dit tyd om op te staan, tyd om te besef dat jy belangrik is, dat jou stem, jou hande, jou denke, jou geloof 'n reuse rol speel in die bou van 'n nuwe toekoms. 'n Toekoms waar ek en jy en ons kinders veilig sal wees. Jy's nie 'n toeskouer nie, jy's 'n deelnemer. Jy's nie 'n slagoffer nie. Jy is 'n mededraer van hoop. Vandag begin dit met jou besluit om jou plek in te neem, om jou identiteit te vestig en om jou kunskap te leef met krag en met sekerheid. Jy is inderdaad hier aan die suidpunt van Afrika met 'n doel. En daardie doel is groter as jouself en as jou vrees. Daar kom tye in 'n volk se geskiedenis waar die Here gewone mense roep om meer te wees as net blote toeskouers. Ons het onlangs die voorreg gehad in Middelburg, waar 2 van die topskole teen mekaar gespeel het. 99% van die mense wat bygewoon het, was toeskouers. En vanaf die paviljoen is daar gewoonlik baie opinies oor die skeieregter, oor die kwaliteit van die spelers, oor voorkoms van die manne op die veld. Nou, hierdie oproep om gewone mense betrokke te kry by leierskap gaan nie oor om aansien na te jaag of om 'n groot naam te maak vir hulle self nie. Het gaan ook nie om eer vir hulle self op te eis nie, maar om dienaars te word van 'n saak wat veel groter as die individu is. Ek wil vandag 'n bietjie gesels oor wat is 'n ware generaal? Wat is ware generaalskap? Ek praat nie van die soort generaalskap wat deur uniforms, deur medaljes of militêre dissiplines gedefinieer word nie, maar die soort wat deur vuur gelouter is. Die soort wat met opofferings en verantwoordelikheid deur leiding en deur geloof die aansien van 'n ware generaal gekry het. Ons geskiedenis is vol manne wat self as generaals hulle self geïdentifiseer het, hulle self geopenbaar het en wat ook die ekstra myl geloop het deur die pas aan te wys, deur die rigting aan te dui. Manne soos Koos Delery, Christian de Wet, hulle was die manne wat agter tafels weggekruip het nie, maar hulle was leiers wat saam met hulle burgers in die veld geslaap het, saam met hulle manskappe koud gekry het, nat gereën het en saam honger geword het. Hulle het saam gehuil oor vrouens en kinders wat in die konsentrasiekampe geprop is, wat swaar gekry het en wat uiteindelik die hoogste offer in die konsentrasiekampe betaal het. Hulle het inderdaad geweet hoe rook, roet, bloed en buskruit ruik. Hulle het geweet hoe dit voel wanneer 'n volk se ou mense, se vrouens en kinders in strafkampe gemartel word, uitgehonger word en uiteindelik sterf as gevolg van die ontberings. Hulle het gesien hoe hulle manskappe se vrouens en kinders ten gronde gaan. Ten spyte daarvan het hulle steeds aangehou
Generaal Koos en generaal Christian het self seuns verloor in die oorlog. Vir hulle kon dit nie maklik wees nie. Hulle het alles behalwe 'n glamorous lewe gehad. Hulle het bly glo dat 'n volk sonder geloof en karakter uiteindelik sou uitsterf. Ware generaalskap het niks te maak met die begeerte om op 'n verhoog te staan of agter 'n luukse lesenaar te sit en bevele te blaf nie. 'n Ware generaal is 'n nederige dienaar wat bekend moet wees onder sy manskappe as iemand om op staat te maak. 'n Ware generaal se lewe getuig nie van ego en trots nie, maar van iemand wat die letsels dra van 'n bereidheid om die eerste tree te gee, om op te staan wanneer opgestaan moet word, in 'n vergadering te praat wanneer gepraat moet word, en dan die verantwoordelikheid te vat vir dit wat hy sê, dit wat hy doen, ter wille van die voortbestaan en vooruitgang van sy mense. By hulle het dit nooit gegaan oor selfverheerliking nie, maar eerder oor selfkruisiging en selfopoffering. Die Bybel wys dit vir ons op verskeie plekke. Die twee beste voorbeelde wat ek kan dink is in die Ou Testament is Saul, wat selfs voor sy groot val met die heks van Endor, toe hy God in sy midde gehad het, self voorgeloop het in die oorlog. Hy was in sy tyd beskou as die dapperste kryger in die hele volk. Dawid, wat ook God in sy midde gehad het alleen geloop en alleen besluit om Goliat te gaan uitsorteer en dit inderdaad so gedoen. In elke veldslag daarna was hy as hulle generaal tussen sy manskappe op die slagveld besig om te veg. Hy was 'n koning. Hy was 'n generaal, maar ook 'n herder, 'n kryger, 'n digter, en dalk meer as die ander leiers van die volk, was hy 'n dienaar. 'n Generaal wat nie self bereid is om swaar te kry nie, is nie 'n generaal nie. 'n Generaal wat nie self bereid is om in alle nederigheid te dien nie, kan nie 'n volk lei nie. Ons volk het te lank verdeeld geleef as gevolg van manne en vrouens wat hulle self op pedestals gesit het. Die gevolg daarvan was dat die volk wantrouig was teenoor hulle eie leiers. Ons was te lank besig om mekaar af te breek, om sodoende die trappies te klim na die hoë gestoeltes toe. Ons was te lank besig om mekaar af te breek. Ek wil vir jou vandag baie duidelik sê, 'n gefragmenteerde volk is 'n swak volk, wat nie kan oorleef wanneer die drukkoker oorkook nie. Al is al die pogings hoe edel. Daarom moet ons weer leer dink soos een volk wat op een missie is. Prakties, plaaslik, ekonomies, geestelik, kultureel. Dis my en jou verantwoordelikheid om die jong mense in te bring in die dissiplines en vaardighede van basiese weerbaarheid. Dis waar alles begin. Dis waar ons volk 'n sterk volk geword het, toe ons jong seuns saam met hulle paas in die veld was, besig
om die rooi baadjies uit te sorteer, om die kakies uit te sorteer. In die tyd van die dienspligstelsel was ons jong seuns in 2 jaar geleer om manne te wees. Daarom is dit belangrik dat ons as 'n volks eenheidsmag plaaslike strukture versterk en vermoëns implementeer om ons erfenisgebiede weer veilig te kry en veilig te hou. Ons het elkeen 'n verantwoordelikheid om mekaar op te help op die ekonomiese gebied. En ons het 'n verantwoordelikheid om mekaar in staat te stel om weer finansiëel onafhanklik te lewe en te floreer. Vir te lank is ons jong mense verslaaf deur verkeerde dinge, verslawings, dwelmmiddels, wat uiteindelik die gevolg het dat hulle op die straathoeke beland. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om daai mense te gaan haal en in die dissiplines in te bring, om uiteindelik weer onafhanklik te lewe en selfs te floreer. Ons moet verantwoordelike manne en vroue identifiseer wat kan kalm bly in storms en berekende en strategiese leiding kan neem wanneer die druk toeneem. 'n Volk oorleef nie deur emosie nie, 'n volk oorleef deur geloof, dissipline en die vervolging, die slaafse navolging van 'n strategie. Voordat enige man homself 'n leier kan noem, moet hy homself eers laat ondersoek en homself eers ondersoek. Ek dink dit is belangrik dat elke leier wat na vore tree deur 'n proses van integriteitstoetsing moet gaan, om uiteindelik met 'n oop blad, met 'n oop boek oor sy volk te kan staan. Die vraag wat jy vir jouself moet afvra is, kan ek dien sonder om erkenning te verwag? Kan ek bou sonder om na die paviljoen te kyk vir 'n applous, vir likes, vir views? Kan ek saamwerk sonder om my wil te laat seevier en af te dwing op ander? Kan ek my trots in my sak steek en bereid wees om self swaar te kry, sonder om self moed en hoop te verloor, maar eerder hoop te skep vir almal rondom my, al lyk die pad hoe donker. God se werk word nie deur sogenaamde generale gedra wat groot egos het, groot chips op hulle skouers het, groot eisters op hulle skouers ronddra en te veel van hulle self dink nie. God eer manne wat bereid is om aan te meld en saam te stap met sy medestryders. Ek glo daar is steeds duisende baie goeie boeremense in Suid-Afrika. Ons volk het puikleiers. Ons is 'n volk van leiers. En daar is baie mense wat integriteit het, wat geloof het, wat vaardighede het en wat bereid is en gereed is om verantwoordelikheid te dra. Dalk is hierdie nou die uur waarin ons weer moet leer wat dit beteken om 'n volk te wees. En nie bekend te wees as 'n volk wat anargie en verdrukking omarm nie. 'n Volk met karakter, geloof, selfrespek, wat waarheid en orde omarm. Ons het baie om te verloor as ons nie gaan saamwerk nie. Elkeen wat identifiseer as 'n boere-Afrikaner weet dat ons taal is kosbaar. Ons leer ons kinders ons taal. Ons kultuur is kosbaar. Ons leer ons kinders ons kultuurgebruike, ons geskiedenis,
ons herkoms. En daarom is ons kinders, ons nageslagte, vir ons kosbaar. Ek en jy bepaal hulle eie waarde en identiteit. Geen volk bou sy identiteit sonder mense wat bereid is om saam te kom, om te veg vir ons belange nie, vir dit wat vir ons belangrik is nie. Daarom sê ek jou vandag, as jy nie 'n bouer is van jou eie nie, is jy 'n afbreker van jou eie. As jy eerder wil bou aan iemand anders se goed. Word 'n mededraer van verantwoordelikheid, of verlos jouself van die verantwoordelikheid en word deel van 'n gesiglose, grys, globale samelewing. Jy is of 'n man van karakter, of iemand sonder 'n karakter en 'n identiteit. Word iemand wat vrede bring waar daar verdeeldheid is, wat saam kan staan as die res teen een van jou eie mense is. Ja, selfs een van jou eie mense is. En onthou, ware generaalskap begin nie by 'n rang nie. Dit begin by diensbaarheid. Dis waar alles begin. By die eerste trappie om diensbaar te wees. Mag God ons wysheid gee. Mag hy ons harte nederig hou. Mag hy ons help om weer 'n toekoms te bou waarin ons nageslagte ook hulle taal, hulle geloof en dit wat aan hulle nagelaat is, met trots kan uitleef. Baie dankie. Salut.